Ek kyk na goeiemôre, good morning. Nou, ons het verlede week met die Suid-Afrikaanse ma, Michelle Potgieter gesels, wie se 23-jarige dogter, Maria Lena, tans behandeling vir die seldsame kanker Burkitt's limfoom in Israel ontvang. Talle Mesiele het Tel Aviv tydens ons vorige onderhoud getref, so ek het besluit om vandag weer by Michelle in te loer om uit te vind hoe dit met hulle gaan. En sy gesels weer regstreeks vanuit die hospitaal waar hulle steeds weens die konflik vasgekeer is. Michelle, goeiemôre, good morning. Goeiemôre Elsa, wie lekker met julle te Nou Michelle, daar was nou intussen sprake van 'n moontlike aankondiging rakende 'n skietstilstand tussen Israel en Iran. Ek weet daar was ook berigte gewees van nog 'n moontlike aanval en missiele en dies meer, maar hoe sou jy die huidige omstandighede daar vir ons beskryf? Vanmôre het ons reeds 5 ligaanvalle gehad. 5 keer wat die alarms afgegaan het, sirenes en almal na die bankers toe. So ons hoop dat wanneer hierdie skietstilstand in werking tree, dat regtig 'n skietstilstand sal wees. Want vanmôre lyk dit maar nog erg aan hierdie kant. Nou sê vir my, julle is nou intussen na 'n bomskuiling toe geskuif, nê? Want die vorige keer toe ons gesels het, was Marie Alena nog te swak om geskuif te word. Dis reg Elsa, het ons na sy is heeltemal ontkoppel van al haar monitors, van haar suurstof, so hulle kan haar skuif. En elke keer wanneer die sirenes aangaan, kon ons nou na die bomskuiling toe gaan wat nou onder die hospitaal is, maar gister toe skuif hulle ons na die hartchirurgie afdeling. So dis letterlik soos 'n staalkas waarin met staaldeure wat toe gaan elke maak hulle sluit hulle hierdie staaldeure toe en ons is veilig daar binne. Dis bo-gronds, maar dit Kyk, solank jy net veilig is. Maar nou wil ek ook vir jou vra, hoe gaan dit op die oomblik met Maria Lena sedert ons nou verlede week gesels het, net om so 'n bietjie verder daaroor ook uit te brei? ons is so verskriklik die dokters is baie tevrede met haar vordering en hulle het gesê dat haar bloedtellings al minder word, die kanker in haar bloed en dat die gewas in haar maag verklein. So ons is verskriklik dankbaar. Maak nie saak wat hier buite aangaan nie. Vir my is die belangrikste my kind wat gesond word. En die nader dokters in Suid-Afrika gesê daar's geen kans meer vir hulle nie. Hulle het alles gedoen wat hulle kon dat daar hoop is. Dis so lekker om hoop te kry, om goeie nuus te kry na 7 maande. Nou hierdie is dalk so 'n bietjie van 'n moeilike vraag, want dit lyk asof daar goeie vordering is met die behandeling tot dusver. Hoe lank dink jy gaan julle nog daar wees of daar moet wees? Dit is 'n baie moeilike vraag. Ons wonder self hoe lank ons hier sal moet bly, want hulle sê 'n maand nadat sy die CAR-T-selle teruggekry het, moet sy weer 'n CD PET scan doen. So dit is eers oor 2 weke, bietjie minder as 2 weke. So ons weet nie of ons nog gaan dit gaan uitwag of ons praat met die dokters en hoor wat hulle sê. As hulle sê ons kan vlieg, dan vlieg ons. As hulle sê ons moet bly, daai maand uitwag, dan wag ons. So ons sal kyk soos wat dit goed uitspeel, ja. Nou kyk Michelle, iets wat in hierdie stadium steeds vir my uitstaan is jou onbeskryflike kalmte wanneer ons met jou gesels. So ek wil net vir 'n oomblik daarby ook stil staan. Elsa, ek weet dat die Here ons in die holte van sy hand hou en hy sê hy bepaal ons daar, hy bepaal ons ingange en uitgange. En hy het soveel in Oekraïne en selfs om net hiernatoe te kan kom en ons is so baie beleef. So die Here is vir my so naby. Weet van as ek my man verloor het. En die Here van gesê hy is my man en hy is een wat voor my uitgaan en ek kan regtig net getuig hierdie afgelope 3 jaar van dit ook oorlede is. Here tasbaar. Weet vir my deur grense gebring het wat ek vasgesit het tussen Roemenië en Moldawië se grens sonder 'n visum toe ek uit Oekraïne uitvlug en dat ek gesê die Here net U kan nou 'n deur oopmaak. Net geen mens kan my nou help nie, maar dat die Here regtig sulke moeilike omstandighede elke keer my deurbring. As ek net kan sê Here, U leef. U is naby my. U
Ja, dit is oor ons. En weet die Here sê hy vat ons in ons regterhand en hy gaan voor ons uit en hy en goedheid en guns sal ons volg. So daar is moeilike goed in hierdie lewe wat gebeur. Daar is oorlog, daar's dood, daar's kanker. Maar nog steeds deur dit alles is die Here getrou. Hy dra ons. Ons gaan nie deur alleen nie. Ek weet nie hoe gaan 'n mens deur sulke goed sonder die Here nie. Maar hy is so naby aan my, nader as ooit. So ek beleef hom so tasbaar naby, ja. En Michelle, dit is ook iets waaroor ek in die toekoms graag met jou sal wil gesels, net om so 'n bietjie terug te gaan en presies vas te stel wat daar in Oekraïne gebeur het en dies meer. Ek wil graag afsluit deur vir jou te vra, wat beteken die Suid-Afrikaners se volgehoue ondersteuning? Jy weet al is dit net deur middel van sosiale media. Ons het so 'n minuut oor. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dit voel asof ons nie alleen hier is op 'n eilandjie nie, maar dat daar 'n hele land saam met ons hier is. Soveel mense skryf vir ons, stuur vir ons boodskappe, bid vir ons. En ek weet dat daar groot krag is in die gelowiges se gebed. So mense voel regtig daai gebed en dis wat ons daai innerlike sterkte gee. So elke boodskap, elke liedjie, alles wat mense aanstuur, dis vir my soos kos en ek waardeer dit verskriklik baie. Dis lekker om te weet 'n familie is agter jou. Nou, maar dis baie goed om te hoor. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels en dra asseblief ook ons omgee aan Maria Helena oor. Ons dink steeds aan julle en ons gesels in die toekoms weer. Jy kan intussen ingeskakel bly want net hierna gesels ons met die Hyrox wêreldkampioen. Bly ingeskakel.